Goeiemôre vriende en baie welkom op hierdie Kersoggend van 2025 en ek hoop dat jy ook vandag die warmte en die liefde van God sal ervaar daar waar jy saam met familie en vriende vandag tyd spandeer en mag sy goedheid en guns oor jou spoel en jy weet dat sy liefde vir jou meer as genoeg is. Ek gaan vanoggend se diens begin en die voete met die seën uitspreek en daarna sal ons ook 'n gebed saam doen. Ons hulp is in die naam van die Here, die lig wat in die duisternis skyn en wat die duisternis nie kon uitdoof nie. En kyk, vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore, Christus die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, wanneer ons vandag die geboorte van Jesus Christus vier. Amen. Kom ons raak so oomblik stil en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend Kersoggend te kan vier en weer Jesus se aankoms na die wêreld kan verkondig, Heer. Dankie dat ons kan weet dat U seun gestuur het vir elkeen van ons, sodat ons nie die tipe vryheid kan kry wat ons verwag het nie, maar 'n vryheid wat alle verwagtinge oortref. 'n Vryheid wat ons losmaak van die mag van die slegte dinge van hierdie wêreld, 'n vryheid wat ons die mag gee om lief te kan hê soos wat U lief gehad het. Die vryheid wat ons gekry het om in vrede elke dag te kan begin en ook vir U te kan sê, dankie Heer. En ons wil vandag vir U loof en prys, want Kersfees is 'n Christusfees. Dit is 'n fees wat ons vier om Jesus Christus te herdenk. En ons kan nie genoeg vir U dankie sê dat ons die vryheid kan hê om dit ook te kan doen nie. Ons vra Heer dat U ons samekomste vandag sal seën en wil U gee dat ons allereers sal onthou dat hierdie seisoen oor Jesus Christus gaan. Amen. Vriende, dit was nie lang terug nie dat ons op die 30ste November van hierdie jaar ons Kerssangdiens gehad het nie. En wat 'n wonderlike geleentheid was dit nie. Want iets wat het daar gebeur wat vir my so mooi uitgestaan en ek het gedink dit sal eintlik die ideale tema wees om vandag oor Jesus Christus se geboorte te praat. Hier was 'n meisie by ons in die gemeente gewees, 'n jong dogtertjie, sy is seker so 7 jaar oud, 6 of 7 jaar oud, en sy was deel van hierdie Kersspel wat ook deel gevorm het van ons Kerssangdiens, saam met al die ander kinders van ons kinderkerk. En een oggend terwyl hulle besig was met die voorbereiding, ek dink dit was die oggend die Sondag net voordat hierdie optrede moes plaasvind, het hulle agtergekom, maar sjoe, ons gaan nie genoeg skapies hê nie, en daar is heeltemal te veel engeltjies en so aan. En toe vra een van die kinderkerkdames, hoorie, wie van julle sal eerder 'n skapie wil wees? En hierdie meisie steek heel eers haar hand op. En wat vir my wonderlik was nie dat sy dadelik haar hand opgesteek het vir dit nie, maar hoe opgewonde sy was om 'n skapie te wees. So opgewonde dat ons na die tyd, terwyl ons besig was om tee te drink, sy na my toe gekom het en vir my met blydskap vertel het, hoorie, ek is 'n skapie in die Kersspel. Ek is 'n skapie en nie meer 'n engeltjie nie. En hoe wonderlik is dit nie? Nou ja, goed, 'n mens kan nou as volwassenes debatteer oor watter een die belangrikste is en so aan. En dis juis eintlik wat vir my hierdie moment so pragtig gemaak het. Hierdie klein meisietjie wat gekies het om 'n rol te speel wat oënskynlik baie minder belangrik sou wees as hierdie engele wat aan die herders verskyn daar in die velde. Sy kies om 'n skapie te wees. Eintlik 'n karaktertjie wat skaars deel vorm van hierdie verhaal. Ons weet van die skaapwagters, ons weet daar was skapies, maar hulle het nêrens eintlik in hierdie groot verhaal sommer net gefeature nie. En hier is hierdie meisie, en sy is so opgewonde om 'n skapie te wees.
En dit het my so baie laat dink aan Jesus Christus. Want wat kom Jesus Christus doen? Jesus, wanneer hy na die aarde toe kom, kom hy nie as die belangrikste karakter wat daar in die geskiedenis van die wêreld is nie, naamlik Jesus die God nie, maar hy kom na hierdie aarde toe op 'n baie nederige wyse. En waar gaan lê hy? Hy gaan lê in 'n vuil bak van diere. Hy word daar neergelê. Jesus Christus kom deur 'n mens na hierdie aarde toe en hy word 'n papbabietjie wat neergelê word, toegedraai in doeke daar in die voerbak van diere. En kom ons lees 'n bietjie daarvan in Lukas 2 vers 1 tot 7. Ekskuus tog. In daardie tyd het Augustus, die Romeinse keiser, bevel uitgereik dat 'n sensus gehou moet word om vas te stel hoeveel mense daar in die Romeinse ryk bly. Hierdie sensus het plaasgevind toe Cyrenius, die Romeinse goewerneur van Sirië was. Almal moes in daardie tyd na hulle geboorteplek toe gaan om hulle daar te laat registreer. Daarom het Josef, Maria se verloofde, van Nasaret in Galilea na Bethlehem in Judea, die stad van Dawid, gegaan. Hy het soontoe gegaan omdat hy uit Dawid se nageslag kom. Maria, wat in daardie stadium al lank swanger was, het saam met hom gegaan. Terwyl Josef en Maria daar in Bethlehem was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. Sy het toe 'n seun in die wêreld gebring. Dit was haar eerste kind. Sy het hom styf in doeke toegedraai en neergelê in 'n voerbak waar uit die diere hulle kos geëet het. Daar was geen ander plek vir Josef en Maria in Bethlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol. Hoor julle wat gebeur hier? Jesus, die koning van die ewigheid, Jesus die almagtige wat ons later ook leer ken deur die Nuwe Testament en leer watter wonderlike dinge hy hier op aarde kom doen het, wanneer hy mense vryspreek, wanneer hy mense gesond maak, wanneer hy mense se lewens so aanraak en hulle innooi in die koninkryk van God, en wanneer hy vir mense sê, hoorie, ek gaan na die Vader toe terug, om daar vir julle almal 'n plek te maak. Hierdie Jesus wat die God is van alle ewigheid, wat volgens Johannes 1 vers 1 van die begin af daar was. Hierdie Jesus is die ewige wat altyd regeer, maar hy kom in 'n krib lê. 'n Voerbak vir diere, 'n voerbak waar hy die diere geëet het. En ek kan myself nie voorstel hoe vuil dit moes gewees het nie. En tog is dit waar hy gaan lê. Die plekkie wat in die oë van die mense die onbelangrikste en die vieslikste plekkie en die armste plekkie sou wees om in te gaan lê. Daar gaan lê Jesus Christus. Nou kan julle sien hoekom wat hierdie meisie se opgewonde gemaak het, my ook 'n bietjie getikkel het. My bietjie laat dink het, maar sjoe, is dit nie hoe nederig 'n mens moet wees nie? Is dit nie iets van wat Jesus gedoen het toe hy daar in die krib gaan lê het nie? Eintlik was hierdie Jesus wat daar in die krib gaan lê het, die eerste preek, miskien was dit tog die eerste preek wat God, Jesus, vir hierdie wêreld kom gee het. Dat dit nie saak maak in watter weelde jy gebore is nie, in watter gesin jy ingebore is nie, hoe belangrik jou familie is nie, of selfs die plek waar jy gebore is nie. Maar die belangrikste is dat ons getrou is aan God. Jesus, wat sekerlik as 'n magtige heerser na die wêreld toe kon gekom het, homself in 'n ryk familie kon geplaas het, in 'n paleis kon gebly het, daar waar Herodes was. Ek meen, hy kon net sowel in die familie van Herodes, wat op daardie stadium koning was, oor Judea,
Hy kon net sowel daar gebore gewees het. Maar nee, hy kies om in hierdie wêreld in te kom deur Maria, 'n maagd wat swanger geword het. Hy kies om in hierdie wêreld in te kom en dan hier in 'n krib te gaan lê. En dit is miskien God se eerste keuse om op 'n ander manier in hierdie wêreld te kom handel. As ons verder gaan lees in hierdie gedeelte in Lukas 2, wat ons nou nie vanoggend gaan doen nie, dan lees ons van vers 8 tot 20 van die skaapwagters wat daar in die veld is. En daar is hierdie skapies die eerste keer in 'n mate, sonder dat hulle eintlik eksplisiet genoem word, deel van hierdie Kersverhaal. En wat gebeur verder dan? Hierdie skaapwagters, hierdie selfde mense wat eintlik maar vuil moes gewees het, en daar in die veld gewoon het terwyl hulle hierdie skape oppas, word hulle die eerstes wat getuies word van hierdie kindjie, Jesus wat gebore word. Hulle gaan sien vir Jesus daar in sy krib, en hulle weet, hierdie is 'n koning wat anders te gaan wees. Hulle is verstom oor wat met hulle gebeur het, en die voorreg wat hulle gehad het, om hierdie kindjie wat daar in doeke toegedraai lê, en in die voerbak van diere gaan lê het, is hulle so verstom. En dis nie die verhaal wat hulle gehoor het nie. Hulle het gehoor dat die Messias wat sou kom, 'n magtige heerser sou wees. 'n magtige heerser wat al hulle vyande sou kom verslaan het. En daarom verbaas dit hulle, dat hulle daar vir Jesus ontmoet, as 'n pababietjie. Een wat in hierdie krib gaan lê. En Jesus gee aan hulle die magtigste getuienis ooit, terwyl hulle daar as die onbelangriks geag word. Wat gebeur? Hulle word op daardie oomblik belangrik. En daar word nog steeds vandag oor hierdie skaapwagters gepraat, wat deel is van hierdie verhaal van Jesus Christus se geboorte. Die onbelangrikste word die belangrikste. En weet julle wat? Dis 'n tendens wat voortgaan in hierdie koninkryk wat Jesus Christus hier op aarde wil kom vestig. Want kyk net wat lees ons nou volgende uit Filippense 2 vers 6 tot 11. Ekskuus, daar sê. Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het, een kant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. As mens onder mense, het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering! God het dit egter van hom gevra, en hy die pad van vernedering gehoorsaam end uitgeloop. Maar God het hom uit die diepte van vernedering gehaal en hom die hoogste eer gegee wat God iemand kan gee. Nou is niks en niemand belangriker as hy nie, en niks en niemand kan ook belangriker as hy wees nie. God self het so besluit. Net mooi almal sal voor die groote Christus moet buig. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Selfs die wat lankal dood is, sal voor Jesus moet buig. Hulle almal sal met oortuiging vir mekaar sê, Jesus Christus is die Here. So sal almal ook besef hoe groot en belangrik God die Vader is. Wat 'n wonderlike teksgedeelte, wat vir ons presies sê wat Jesus kom doen het. Verbeel jy jouself, God, Jesus is God. Hy het al die mag in die wêreld gehad, en hy kon op enige oomblik, op enige manier na hierdie wêreld gekom het, soos ons gesê het vroeër. Maar hy kies om homself te verneder om 'n mens te word.
En hy gaan selfs verder. Hy stop nie daar nie, terwyl hy hier op aarde is, neem hy al die lyding van mense op homself. Hy verneder homself deur aan 'n kruis te gaan hang. In plaas van 'n troon, kies hy 'n kroon van dorings. In plaas daarvan om 'n plek van eer te kry en sy eie lewe te spaar, deur die oorlog te wen met geweld en met misdaad en dis meer, wat doen Jesus? Hy oorwin die wêreld deur aan 'n kruis te gaan hang. Hy neem al die skuld van die wêreld op hom en so word ons vry. Dis die verhaal van Jesus Christus. En nou, wat bly oor? Paulus sê in hierdie gedeelte in Filippense 2, dat niemand keuse sal hê om as gevolg van wat Jesus gedoen het, die liefde wat hy aan die wêreld verwys het, die vernedering wat hy verduur het, om daarom ook voor Jesus Christus eendag te buig nie. En hy sê, dit gaan so ver dat selfs almal wat alreeds dood is, ook voor hierdie Jesus, wat die Christus is, sal moet buig. Dis hoe wonderlik hierdie verhaal van Jesus Christus is en wat dit met ons doen. Hy kry nie sy plek van eer deur die meeste te wees nie, maar hy leer eintlik vir ons dat hy 'n plek van eer kry omdat hy bereid was om die minste te wees. En nou kom ons weer terug by hierdie pragtige verhaal wat ons in ons eie gemeente beleef, van hierdie pragtige meisietjie wat na my toe aangehardloop kom en my vertel dat sy 'n skapie is in hierdie Kersspel. Seker een van die onbelangrikste karaktertjies in ons oë in hierdie Kersspel. Maar hoe pragtig was dit nie? En nou moet ek vir julle sê, nadat hierdie Kersspel afgeloop het nie, na die Kerssaamdiens, praat ek weer met haar ouers en hulle sê vir my, sy is nog steeds in karakter en sy speel nog steeds skapie. En wraggies waar is dit ook so, want toe ek haar sien, was sy nog steeds besig om die rol van 'n skapie te vertolk. Doodgelukkig om die rol te speel wat die minste is. En weet julle wat? Ek dink dit is ook hoe ons moet wees oor hierdie Kerstyd. Want kyk net wat doen Jesus. Hoor wat sê Jesus vir sy disippels wanneer Johannes en Jakobus by hom wil weet, wie gaan die ereplek by hom kry? Hy sê vir hulle die volgende in Markus. Hy sê vir hulle die volgende in Markus 10 vers 42 tot 45. Jesus roep hulle toe by mekaar, want op daardie stadium toe die disippels nou met mekaar begin stry, en van die disippels was sommer kwaai met hulle en raas met hulle daaroor. En dan sê hy vir hulle, julle weet mos hoe dit byvoorbeeld onder die Romeine gaan. Hulle het leiers wat vir die mense sê wat moet gebeur en wat nie. Belangrike amptenare sit in die hoë poste en regeer die gewone mense van daar af. Onder julle as Christene mag dit egter nie gebeur nie. As iemand onder julle belangrik wil wees, moet hy die onbelangrikste posisie onder julle inneem. Hy moet bereid wees om alles te doen wat die ander van hom vra en moet die hele tyd reg wees om die ander te dien, of dit hom nou pas of nie. Selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom sodat almal my moet bedien nie. Ek het gekom om ander te dien. Daarom het ek my lewe gegee sodat baie mense daardeur weer God se eiendom kan word. Ek lees graag hierdie laaste gedeelte uit vers 45 weer. En hoor dit nou mooi. Selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom sodat almal my moet bedien nie. Ek het gekom om ander te dien. Daarom het ek my lewe gegee sodat baie mense daardeur weer God se eiendom kan word. Hoor julle hoe benadruk Jesus dit self? Dis nie hulle wat
oënskynlik die belangrikste plekke in die samelewing opneem wat die ereplek in God se koninkryk sal kry nie, maar hulle wat soos hy self die plek van die minste inneem. Hoekom? Sodat mense gered kan word. Sodat mense God se eiendom kan word. Met ander woorde, dat hulle deel kan word van God se koninkryk. En dis die posisie wat ons moet inneem. En daarom is hierdie dogtertjie se verhaal vir my so treffend gewees. En ek dink dit sal my waarskynlik my hele lewe lank bly, want ek het nog nooit in my lewe iemand gesien wat so opgewonde is om 'n skapie te wees in 'n Kersspel nie. En my bede is dat ons ook so sal wees, dat ons ook soos Jesus hierdie jaar sal kies om die nederige plek in te neem. Hierdie dogtertjie se vreugde word vir ons 'n uitnodiging om ook dieselfde te doen, om ook opgewonde te wees oor daardie plekke wat oënskynlik nie die belangrikste is nie. Ons kies die plek waar ons kan dien. Ons kies die rol wat op die oog af dalk nie so belangrik is nie. En kom ons vind vreugde om onbelangrik te lyk in die oë van mense, maar weet dat God in God se oë ons wel belangrik is. Die laaste skrifgedeelte waarby ek graag wil stil staan is Matteus 18 vers 1 tot 4. Op 'n dag het die disippels kom vra, sê vir ons, wie is die heel belangrikste persoon in God se wêreld en wie maak vir hom die meeste van almal saak? Toe dien Jesus 'n vreemde ding. Hy roep een van die kindertjies wat daar rond speel nader. Hy laat die toe tussen hulle staan en sê, ek gaan julle nou een van die belangrikste lesse van julle lewe leer. Kyk, julle moet verander en weer soos hierdie kindertjies word. Anders sal julle nooit die binnekant van my Vader se nuwe wêreld sien nie. Kindertjies is nederig. Hulle dink nie te veel van hulle self nie. Hulle het respek vir ander. Julle moet ook so leef. Julle moet julle eie belange tweede stel en ander mense respekteer. Dan is julle die belangrikste in God se nuwe wêreld. Hoor net hoe pragtig. Julle moet ook so leef, soos hierdie kindertjies. Julle moet julle eie belange tweede stel en ander mense respekteer. Dan is julle die belangrikste in God se nuwe wêreld. Vriende, hoe pragtig is dit nie? Ek wil vir julle sê, in hierdie Kerstyd, as ons so na hierdie verhaal van 'n dogtertjie in ons eie gemeente kan vertel en die karaktertjie wat sy ingeneem het en die nederigheid en die respek wat sy openbaar, dan sê Jesus, ons moet dalk 'n bietjie meer soos sy word. En mag ons in hierdie tyd daardie plek kies. Mag ons vandag nie die plek uitsoek wat aan die hoof van die tafel is nie, maar die plek waar ons dalk dien. Mag ons in die samelewing daar buite, in 'n tyd waar mense almal belangriker as die ander wil lyk en oor die ander wil oorheers, die plek van die nederige inneem, sodat daar vrede kan heers. Mag ons in hierdie tyd waar Jesus Christus ons roep, ook die vredemakers gaan wees wat die minste plek sal inneem, sodat God se koninkryk hier op aarde sigbaar kan word deur elkeen van ons. Mag God ons gebruik en ons kies om ook die minste te wees waar almal probeer om bo te kom. En mag ons vanuit daai dienende posisie soos Christus mense help om weer vir God te vind, om weer aan hom te behoort, om deel te word van sy koninkryk en deel te word van sy ewigheid. Mag ons Christus se preek onthou daar in die krib, want ja, ek word so oortuig daarvan dat Jesus se prediking begin het daar waar hy al in die krib gaan lê het. En mag hierdie krib van Jesus, die voerbak vir 'n dier,
daar waar Jesus gelê het, dit wat Jesus daar gedoen het, vir ons 'n kragtige boodskap wees van die manier hoe ons moet gaan optree. Dat ons ook in liefde en respek sal optree teenoor ander mense, en dat ons die plek van die minste sal inneem. Want hoor net wat sê Jesus, deur die minste te wees, word ons belangrik in God se koninkryk. En mag ons dit elke dag onthou. Amen. Broers en susters, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vandag hier kan wees en U naam ook kon eer. En ons wil vra dat U ons vandag ook sal help en sal lei om dit te doen wat nodig is, sodat ons ook die ewige lewe kan beerf. En as dit beteken dat ons die plek van die minste moet inneem, wil ons dit met graagte doen. As dit beteken dat ons eerder moet dien as wat ons self aan die tafel sit, Here, dan wil ons vra, Heer, kom voed U ons, sodat ons ook ander kan gaan bedien in die wêreld. Here, ons vra dat U ons ook soos hierdie dogtertjie sal herinner daaraan, dat dit nie die belangrikste rol in die oë van mense is wat saak maak nie, maar dat ons partykeer deur die minste te wees, eintlik juis die belangrikste rol vervul. En ons wil vra, Heer, dat U ons in hierdie tyd sal help daarmee. Ons vra dat U die wêreld daarmee sal help. En wil U gee dat ons as gelowiges die voorbeeld vir die wêreld sal stel van wat dit beteken om ook die plek van die minste in te neem. Dankie dat U eerste preek deur Jesus Christus was daar waar hy in die krib gelê het. Daar is niks fout met nederig wees, daar is niks fout met klein wees, om die minste te wees, Here, en help ons om dit elke dag te besef, sodat ons weer soos kindertjies kan word, wat respek het vir U en vir die mense rondom ons, wat lewe en in gehoorsaamheid aan U lewe en dienend lewe, Heer. Ons bid dit alles in U groot en heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ek wil vir elkeen van julle sommer 'n baie geseënde Kersfees toewens en mag die Here ook in hierdie tyd vir jou sy vrede en liefde kom wys en mag jy sy goedheid ook ervaar in hierdie tyd. Ek wil vir jou en jou gesin die beste van tyd toewens hier oor Kerstyd en ek hoop dat julle ook die nuwe jaar sal ingaan met nuwe hoop en met nuwe krag en in die wete dat die Here ook vir julle die nodige insig en wysheid sal gee om in 2026 ook hierdie waardes van die koninkryk van God te gaan uitleef. En mag ons vandag ook gaan uitdeel van die oorvloed wat ons by ons huise het. Broers en susters, kom ons ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn. Die lig wat in Bethlehem begin het, sal julle genadig wees. Die Here sal sy vrede aan julle gee, sodat julle as draers van die lig in die wêreld kan binnegaan. In die naam van Jesus Christus, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, mag julle geseënd wees. Amen. Broers en susters, as julle dalk graag wil bydra tot die bediening van ons twee gemeentes hier in Oos-London, dis die hervormde gemeente Oos-London en die NG gemeente Nahoon, kan julle so doen deur die besonderhede op die skerm te volg, of die heel maklikste is eintlik dat julle sommer net onder aan die skakels van hierdie video gaan klik, en daar kan julle by een van die twee gemeentes dan 'n bydrae lewer deur Yoco, 'n betalingsmuur wat jy kan gebruik om dan met jou debit of kredietkaart 'n bydrae te maak. Broers en susters, ek hoop julle het sommer 'n mooi dag verder en mag die Here julle uitbundig seën, julle en julle families en julle vriende en al die mense rondom julle. Ek sien julle dan Sondag. I came before His throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart
stone. For when all flesh and blood